As ons nou vra, waar is die tekens van die tyd? Ons soek na die vyeboom wat se tak sag word en jy sien nie hierdie goeters nie, dan is jy blind. Want ons is nog nie gewoond aan artificial intelligence nie, dan kom die metaverse. Ek meen, hoeveel goed wil 'n mens nou sien om te besef, hierdie wêreld is op sy kop en hy kan nie meer nie. Hy is in die moeilikheid. Hy is soos 'n bom wat gaan ontplof. Dit gaan enige oomblik gebeur. En dis juist wat Yeshua gaan doen. Hy gaan terugkom om dit alles te verhoed. Ek sien hierdie net as 'n hoër frekwensie van die wêreld. Ons is reeds in die wêreld. Ons moet reeds daai besluite neem om te sê, hoe betrokke gaan ek wees in die wêreld? Jy weet, as ek by die werk is en hulle gaan hou jaar-eindpartytjies, maar dis 'n dronkpartytjie. Gaan ek of gaan ek nie? Dis jou besluit. As jy gaan, dan beweeg jy al meer na die afgrond toe. As jy nie gaan nie, beweeg jy verder van die afgrond af. Maar die metaverse is net soveel erger, so meer intens. Omdat dit totale beheer oor jou gaan hê. In die sin van jou gedagtes word opgeskryf, jou dade word opgeskryf. Alles is daar. En jy gaan alles doen terwille van daar wees, want jy wil nie uit nie, want dit is so lekker daar. En dit is so sleg hierso. En glo vir my, hulle gaan die universe net nog slegter maak, dat jy nie hier wil wees. En dit is ook die skrif sê, ons sal vervolg word. Meeste mense gaan sê, nee, ek kan net nie meer in hierdie wêreld nie. Sit my in die metaverse. Maar in die metaverse gaan dit goddeloos wees. Waar neem jy die besluit? Dis nie te sê, as jy nou 'n 3D Zoom meeting gaan bywoon in die metaverse, daar is jy in die hel nie. Dit is glad nie wat dit is nie. Maar jy is soveel nader aan die afgrond, want dat is die volgende ding en die volgende ding en die volgende ding. Hoe gaan jy 'n streep trek en waar gaan daai streep wees? Besluit nou reeds. Besluit nou reeds wat is die prys wat jy gaan betaal en tot waar gaan jy gaan en wat gaan jy bereid wees om te doen. Ons is nou al op daai punt waar ons al moes besluite geneem het. Baie van die besluite was op hierdie stadium nog skadeloos. En dit gaan nou stupid klink as ek dit sê, maar die masker is een van daai goed. Eintlik behoort jy te sê nee. Maar jy gaan nie help om met die masker opgesit het nie. Maar jy het reeds toegegee. En dan sê hulle vir jou, maar nou moet jy die inenting kry. En dis 'n besluit. Gaan ek dit doen of gaan ek nie? En dan sê jy, nee, ek het nie 'n keuse nie. En dan gee jy toe. Jy gaan nie help doen nie. Dit gaan niks vir jou doen nie. Maar wat is die volgende ding? Op watter punt gaan jy die paspoort vat? En as jy die paspoort gevat het en hulle hou jou dop en hulle sê vir jou, hoorie my, jy mag nie dit nie, jy mag nie dat nie. Presies waar gaan jy sê, okay, hier gaan ek nou nie meer nie. Skop my nou maar uit. Want die lyn wat ons wil hê is wit op swart. Jy weet, ek loop in die wit en dan sê hulle, jy moet Yeshua verwerp. En dan sê ek, nee, ek sal nie, skiet my maar. En dan skiet hulle jou. En dis wat ons verwag het gaan wees. Is wit, en dan word ek 'n klein bietjie grys. Jy weet, dit is die masker. En dan 'n klein bietjie meer grys, dan kry jy die inenting. Nog 'n bietjie grys, en kry jy nog eene. En dan kry jy die paspoort, en dan kry jy die volgende ding, en die volgende ding. En dan gaan jy in die metaverse, en naderhand sien jy dit het swart geword, en dan wonder jy, waar was hy streep? Ek het hom nie gesien nie. En dis presies hoe hierdie ding werk. Jy gaan al stadiger en stadiger en stadiger in hom in. Die mense sal die vergelyking gebruik van die padda wat in die water kook. En dis waarvoor ons moet pas op. Jy moet iewerster sê, ek gaan nie meer nie. Ek is klaar, ek draai om, maak maar wat jy wil, ek gaan nie verder nie. En jy het so gewoond geword aan die duisternis dat dit vir jou lig geword het. As jy die lig sien, dan dink jy dit is onmoontlik. Ek lewe in die lig, maar jy leef in die duisternis. Maar dis elkeen van ons eie se lewe en se besluit. Jy moet iewerster besluit. Die skrif sê, moenie streef na hoë dinge nie, maar voeg julle by die nederige. Nou vir 'n ou wat suksesvol was tot op hierdie stadium. Hy het baie goed gedoen op universiteit, baie grade gekry. Hy's 'n ingenieur of 'n ding. Hy het ver gevorder. Hy sit op die raad van baie plekke en alles. Vir hom om nou te sê nee, is baie moeiliker as vir 'n ou wat 'n eenvoudige werk het. Iemand wat vir iemand anders tuinwerk doen en hy bly iewers op sy plaas. Hy gaan deur hierdie goeie stap en baie min gaan hom raak. Hy het nie gestreef na hoë dinge nie, maar die ouens wat die belangrike werk het, hoe belangriker jou werk is, hoe groter jou vergoeding is, klink my baie snaaks as ek dit sê, hoe moeiliker gaan dit wees om 'n besluit te neem. So as jy kan, voeg jou by die nederige, moenie streef na hoë dinge nie, dis waar jy van vasvat. En dis waar die keuse gaan moeilik wees. Probeer so eenvoudig as moontlik lewe. Want as jy daar hoog lewe en dan neem jy die besluit, waar gaan jy heen?